Vanoggend kyk ons na die empiriese formule, so bladsy 261, en ek neem vir julle op vir al die dames by die Noordvaal kampioenskappe, baie sterkte vir julle. Ek hoop nie alles reën uit nie. Die empiriese formule is die maklikste om te verduidelik as jy kyk na hierdie drie. In graad 10 het ons nou nog nie organiese chemie gedoen nie, maar metaan moet jy mos kan teken, sy loosstruktuur kan teken, en dit is 'n gas. Dan kry ons in dieselfde familie, kry ons propaan, wat in daai gaskanisters is, waarmee ons met kampe vuurtjies maak. En dan oktaan is ook 'n vorm van 'n alkaan, en dis die petrol, vloeibare petrol wat ons in ons motors gooi. So hulle is almal deel van dieselfde familie, maar metaan kan nie kleiner opgebreek word nie. Daar gaan vir elkeen van hierdie moet daar ten minste 'n C, 1 koolstof, met 4 waterstowwe wees. Moet vir eers nou nie bekommer dat ek hier gemaal het met 3 en daar net met 2 nie. Die alkane het ander formules waar volgens hulle werk. Maar hierdie is die eenvoudigste vorm van 'n alkaan. So ons noem dit die empiriese formule. Soos wat hy groter en groter, soos wat die koolstofketting al hoe groter word, vorm dit ander produkte met ander eienskappe. En ons sal dan van hulle praat as dis hulle molekulêre formule. Ons wil in graad 10 net die empiriese formule bepaal. Hoe ons dit doen is, ek vat 'n voorbeeld, soos die voorbeeld op bladsy, nou kan jy hom ook sommer sien, bladsy 263, nommer 2, sê hulle vir jou, koffie word in kaffiein, word in koffie, en baie ander koeldranke aangetref, dis 'n stimulant, dis 'n stof wat jou kan wakker hou. Kaffiein is saamgestel uit koolstof, waterstof, stikstof en suurstof, en dan gee hulle vir jou die persentasies, en dit moet optel na 100 toe, nee, want persentasie tel op na 100. Maar soos wat ons in die klas vandag gesien het, hulle het redelik afgerond, en daarom tel hy op na so bietjie meer as 100, maar moenie daaroor bekommer nie. Vind die empiriese formule van kaffiein. So die eerste ding wat jy moet doen, is om, ons gaan, dankie Tannie, so dis die 4 elemente, wat hulle vir ons gegee het met die persentasies. Wat ons gaan doen, om by die empiriese formule uit te kom is, eerste sê ons, kom ons verander daai persentasies na gramme toe, en omdat ons weet, hierdie persentasies tel op na min of meer 100, kan ons hulle sommer direk na gramme toe vat en sê, maar kom ons sê koolstof is 49,5 gram, en die waterstof is 5,2 gram, die 28,8 gram stikstof en 16,6 gram suurstof. Die volgende stappie is om die formule neer te skryf, die een wat julle nou al mooi goed ken, N is gelyk aan massa op molêre massa. En dan gaan ons dit doen vir koolstof en waterstof en stikstof en suurstof. Nou, ek hoop jy kan sien dat ek die formaat ken ek nou al baie mooi uit my kop uit. As jy die formaat ken, dan is jy halfpad daar met hierdie moontlike 5-punt vraag. En jy wil nie daai punte verloor nie. Jy wil ook nie die mekaar werk nie. So nou kan ek gaan, en ek kan in C, daai 49,5 gaan invervang, en op die periodieke tabel koolstof se molêre massa. Vir waterstof gaan ek 5,2 invervang, en sy molêre massa is 1. Ek gaan nie die diatoom vat nie, want ons het hier waterstof en stikstof en suurstof as deel van 'n verbinding, so ons werk met sy enkel atoom massa. Vir die stikstof het ons 28,8 gedeel deur 14, vir die suurstof 16,6 en suurstof op die periodieke tabel 16. En nou gaan ek op my sakrekenaar en ek werk uit, wat is die antwoord van elkeen van daai. Goed, so nou, volgende stapie is ek daai waardes gekry het. So ek het eintlik nou die aantal mol uitgewerk, nê?
as ek die massa gedeel deur die molêre massa, volgens die formule, dan kry ek die aantal mol. Nou wil ek elkeen van hierdie aantal molle gaan deel met die kleinste waarde wat ek het, want ek wil 'n heel getal verhouding kry. So as ek dit deel deur die kleinste, dan vat ek die 4,125 en ek deel dit deur 1,0375. Ek vat die 5,2 en ek deel dit deur 1,0375. En die 2, 1,0375. En hier enetjie ook. Jy moet die stappie wys. Jy kry 'n hele punt dat jy aantoon dat jy deel met die kleinste een. En dan nou, terwyl ek hierdie getalle sien, moenie afrond tot 2 desimale plekke nie. Dan gaan jou antwoorde te onakkuraat wees. Jy wil so ver as moontlik met meeste van die desimale werk. Nou kan ek hierdie weer op my sakrekenaar gaan uitwerk en ek pause elke keer 'n video dat dit nie van jou tyd vat nie. Goed, daar is my antwoorde van daai wat ek nou gedeel het met die kleinste. Nou behoort ek die verhoudings te hê. En jy kan nou hierso net gaan afrond. Het ek nog 'n kleur. 3,9 baie naby aan 4. 5,01, nee. Dink almal kan sien jy kan hom afrond na 5 toe. Hierdie ene afrond na 2 en hierdie ene is 1. En dit beteken ek kan nou my antwoord skryf. Die empiriese formule van kaffieïn is met ander woorde C, die 4tjie, die H met sy 5, die N met sy 2 en dan suurstof. En as jy enetjie daar wil byskryf, skus, dan is jy baie welkom. So dit is die stappe hoe ons die empiriese formule uitwerk. Jy gaan 'n punt kry vir dat jy die formule neerskryf. Jy hoef hom regtig nie elke keer neer te skryf nie, jy kan as jy wil. Dan kry jy 'n punt dat jy hierdie persentasies omgewerk het na gramme en dit gedeel het deur die regte molêre massa. Ek kan self seker vir jou 1 bo en 1 onder gee, maar kom ons hou dit so klein. Dan kry jy die antwoorde. Dan kry jy 'n punt dat jy deel deur die kleinste getal wat jy hier gehad het. Jy kry jou verhouding min of meer rondaf. En definitief vir die finale punt daar, ons mag dalk selfs vir jou 'n punt gee, dat jy darm die verhoudings gekry het en toe jy dit reg in die regte formaat geskryf. So dit is 1, 2, 3, 4, 5 punte. Ek kan maklik nog 'n puntjie vir daai ene gee, of 2 punte hier dat jy daai waarde gevat het en gedeel het deur die kleinste. Maar hierdie is die minimum hoeveelheid wat so 'n vraag sal tel. Jou huiswerk, wat presies oor hierdie werkies gaan, is op bladsy 265, nommer 3 en net nommer 4.1. 4.2 gaan oor die molekulêre formule en ons doen dit eers in graad 11. So doen net daai tweetjies vir huiswerk en kyk of jy dit reg kry. Geniet dit.